Goeiemôre geliefdes, ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Dit is vir my lekker om weer na my verlof op hierdie platform saam met jou te kan kuier. Dit is regtig vir my 'n voorreg en ek het dit nogal gemis, alhoewel ek baie lekker gerus het. Wat ons afkondigings aanbetref, wil ek graag net die volgende afkondigings onder die aandag bring. Die 12de Augustus is op hande en dan het ons vertoning saam met Johan en Rian van Rensburg, wat om 10:00 die oggend in die kerkgebou plaasvind. Daar is geen onkoste daaraan verbonde nie, dit is ten bate van die seemansorganisasie en daar sal net 'n vrywillige kollekte opgeneem word. So indien u hierdie geleentheid wil bywoon, is u meer as welkom om dit te doen. Ons vra dat u dit ook asseblief wyd en suid sal adverteer. Gaan kyk gerus op die Facebookblad en op die WhatsApp groep vir die advertensies. Dan wil ons ook almal wat in die komende week verjaar, baie gelukwens met hulle verjaarsdag. Ons glo en vertrou dat dit vir u 'n besonderse dag en 'n baie geseënde jaar sal wees. Wat ons voorbereidingslys aanbetref, vra ons nog steeds voorbereiding vir Tannie Gerda Wewe. Sy is tans tuis, maar sy sukkel maar nog met haar gesondheid. Dan het Johan Kritsener 'n operasie ondergaan en dit gaan tans baie goed met die herstelproses. Daar is nog 'n eentjie wat hy moet stap wat dit aanbetref, maar dit gaan elke dag baie beter en ons is dankbaar teenoor die Here dat hy so mooi herstel. Dan dink ons ook nog aan oom Flip Blessing en sy gesondheid, as ook David Snyman se ma en haar gesondheid. Indien nou enigiemand anders is van wie ons nie bewus is nie, vra ons dat hy ons asseblief weer sal in kennis stel, sodat ons hulle kan kontak, by hulle kan uitkom en hulle naam op die voorbereidingslys kan sit. Dit is dan nou al wat my afkondigings aanbetref. Ek gaan vra dat ons net vir 'n oomblik sal rustig raak en dat ons sal saam wees op hierdie platform op 'n gepaste wyse sal begin. So kom ons sluit nou ons oë en dan bid ons eers saam. Here en Hemelse Vader, ons sê vir U dankie. Dankie dat U elkeen van ons vandag weer wakker gemaak het. Dankie dat U vir elkeen van ons 'n behoefte gegee het om op hierdie platform bymekaar te kom, om na hierdie video te luister, om na U woord te luister, sodat ons kan hoor wat U wil vir ons is en sodat ons dit wat ons hoor kan deel maak van ons lewe. En daarom wil ons kom vra waar ons nou uit die woord uit gaan lees, dat U dit vir ons sal oopbreek. Heilige Gees, dat U by elkeen van ons sal kom stil staan, dat U aan ons sal skaaf en aan ons sal werk, dat U ons harte en ons gedagtes gevange sal neem en dat U dit sal rig op U stem en op U wil, sodat ons ook dit wat ons hoor sal gaan uitleef in die wêreld daar buite, dat dit ons verhouding sal verander en dat dit ons geestelik sal laat groei. En daarom kom vir ons nou, spreek Here, ons as U kinders luister. Amen. Nou geliefdes, die leesrooster volg die Genesis verhale, soos wat ons ook dan voordat ek op verlof was by Abraham stilgestaan het, en dan gedurende die tyd wat ek op verlof was, het hulle by Isak stilgestaan en met Jakob begin, en ek het dit goed gedink om hierdie reeks dan ook verder te neem. So ons gaan vandag stilstaan by Genesis 28, en ons gaan saam lees vanaf vers 10 tot 22. Nou, u sal sien, dis in die middel van 'n perikoop, nie aan die begin nie, maar dit is waar Jakob se droom begin, en dit is waarom ons eers by vers 10 gaan lees. Maar u is meer as welkom om natuurlik die res van die hoofstukke wat voor dit afgegaan het, as ook die vorige verse op die eie tyd deur te lees. So ons gaan Genesis 28 vanaf vers 10 tot 22 lees. Daar staan: Jakob is van Berseba af weg na Haran toe. Teen sononder het hy by 'n plek gekom waar hy moes oornag. Hy het daar 'n klip vir 'n kopkussing gebruik en gaan lê en slaap. Hy het gedroom: 'n leer staan op die aarde en die punt van die leer raak aan die hemel. En engele van God klim op en af met die leer. Toe kom staan die Here by Jakob en sê: Ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isak. Ek sal die grond waarop jy lê vir jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde, en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei. En in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. Ek is by jou en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek jou beloof het. Jakob het wakker geskrik en gesê: Die Here is op hierdie plek
en ek het dit nie besef nie. Jakob het bang geword en gesê, hoe skrikwekkend is hierdie plek? Dit is niks anders nie as die huis van God. Dit is die poort van die hemel. Die volgende môre het Jakob opgestaan en hy het die klip wat sy kopkussing was gevat en dit regop gesit. Toe giet hy olie op die bopunt daarvan uit. Hy het die plek Bet-El genoem. Die stad was voorheen bekend as Lus. Jakob het toe 'n gelofte afgelê en gesê, as U, o God, by my is en my beskerm op my reis en vir my kos en klere gee, sodat ek behoue terugkom na my ouers huis, sal U, Here, my God wees. Hierdie klippilaar wat ek regop gesit het, sal 'n tempel wees en van alles wat U my gee, sal ek vir U 'n tiende gee. Nou ons lees net so ver. Geliefdes, elkeen van ons ken die ervaring van 'n woestyn in ons lewe. Die woestyn is nie altyd 'n fisiese plek van sand en hitte nie. Dit is dikwels 'n binneste realiteit. Dit is daardie seisoene wanneer die grond onder jou voete wegkalwe. Dit is die eensaamheid na 'n egskeiding, die leegheid van 'n sterfbed, die angs van finansies wat nie uitwerk nie, die kommer oor 'n langtermyn siekte, of die diep skuldgevoel oor foute wat ek en jy gemaak het. In ons teks vandag ontmoet ons vir Jakob presies so in die woestyn. Hy is op die vlug. Hy het sy pa bedrieg deur sy broer se eersgeborene reg te steel. Hy het Esau se seun gesteel en nou hardloop hy vir sy lewe. Hy het niks by hom nie. Die son is besig om te sak, dit is besig om donker te word en Jakob is alleen met sy eie gedagtes, sy eie vrese en sy skuldgevoelens. Hy vat 'n harde klip as 'n kopkussing en lê en slaap in die middel van nêrens in 'n oop veld. As daar ooit 'n mens was wat weggestoot gevoel het van God, dan was dit Jakob op hierdie spesifieke oomblik. Maar dit is presies hier waar die teologie van Genesis 28 ons kom skud. Ons teks wys vir ons hoe God ons woestyntye transformeer in heilige tye saam met hom. Die eerste punt waarby ek wil stil staan is die waarheid wat ons hier in hierdie teks aantref en dit is die radikale inisiatief van God en sy genade. Jakob het nie 'n gebedskring gestig of 'n pelgrimstog begin op soek na God nie. Hy het bloot gaan lê en slaap, want hy was moeg van die lang reis, omdat hy moes vlug. Jakob verdien niks van God nie, want hy is 'n bedrieër. Hy het op die vlug geslaan vir geregtigheid. En tog, terwyl Jakob slaap, neem God die inisiatief. Jakob droom en hy sien 'n leer wat op die aarde staan en waarvan die top tot in die hemel reik en bo aan die leer staan die Here. In ons daaglikse lewe dink ons dikwels dat ons eers ons lewe agter mekaar moet kry voordat ek en jy vir God sal ontmoet. Ons dink ons moet eers ophou foute maak of dat ons eers uit ons depressie of uit ons krisis moet kom voordat ons God se teenwoordigheid kan beleef. Maar Genesis 28 draai hierdie logika op sy kop. God ontmoet vir Jakob in sy woestyntyd, in die oop veld terwyl hy vlug. God swyg oor Jakob se sonde en hy praat oor sy eie beloftes.
Nou geliefdes, om die omvang van hierdie woestynontmoeting te begryp, moet ons dieper afdaal in die ryk teologie van Jakob se droom. Die teks beskryf 'n driedelige visioen. Die leer, die engele wat op en af klim en die Here wat bokant of naas hom staan. Hierdie elemente is nie bloot net vir visuele effek nie. Dit dra 'n geweldige kosmiese en verbondsteologiese gewig. Eerste is daar die simbool van die leer. Nou in die antieke nabye ooste het mense geglo dat die gode daar ver bo in die hemel is, dat hulle onbereikbaar is, dat daar 'n afstand tussen die mens op aarde en die gode in die hemel is. En die enigste manier om nader aan hulle te kom, was deur die bou van massiewe, kunsmatige torings en altare, gemaak van klip en boustene, soos die toring van Babel. Dit was die mens se arrogante poging om op te klim na God toe. Maar hier in die woestyn sien Jakob 'n leer wat nie deur mensehande gebou is nie. Dis 'n bonatuurlike brug. En die teologiese trefkrag lê daarin dat dit 'n leer is wat op die aarde geanker is. God anker die leer presies in Jakob se harde, stowwerige realiteit. Dit simboliseer dat die hemel nie meer vir die mens gesluit is nie. Die ryk van God en die ryk van die mens is nie meer radikaal van mekaar geskei nie. Daar is 'n oop kanaal, 'n deurlopende vloei van goddelike kommunikasie en genade wat reguit afbuig na die vlugteling wat op die grond lê. Tweedens sien ons die beweging van die engele. Hulle klim op en af. Let fyn op na die volgorde in die teks. Hulle klim eers op en dan af. Dit breek met ons tradisionele idee dat engele bloot vanuit die hemel uit afsak. Teologies wys hierdie detail vir ons dat God se boodskappers reeds op aarde werksaam was. Jakob het gedink hy is alleen, maar die onsigbare koninkryk van God wat was reeds rondom sy kussing aan die werk. Die op en af klim van die engele simboliseer die voortdurende dinamiese interaksie tussen God se voorsienigheid en ons aardse werklikheid. Hulle neem Jakob se vrese, sy eensaamheid en sy skuld as te ware op na God se troon en bring God se beskerming, beloftes en vrede weer af na die aarde. Dit herinner ons daaraan dat die grense tussen die sigbare en die onsigbare wêreld flou is. Ons daaglikse stryd is nooit los van God se hemelse ryk nie. Dan fokus ons op die Christus as die kosmiese brug. As ons hierdie simboliek na die Nuwe Testament spits, sal ons sien dat hierdie droom nie net oor Jakob gegaan het nie, maar oor die hele wêreld geskiedenis. Toe Jesus in Johannes 1 vers 51 na hierdie gedeelte verwys, het hy hierdie simbool radikaal geherdefinieer. Hy het nie gesê, ek sal vir julle 'n nuwe leer bou nie. Hy het gesê, ek is die leer. In die menswording het Jesus die vertikale verbinding geword. Sy goddelike natuur raak aan die hemel en sy menslike natuur is stewig geanker in ons aardse stof en pyn. Deur sy kruisiging en opstanding het hy die finale kosmiese brug geword.
Waar Jakob slegs 'n tydelike visioen in die nag gehad het ons in Christus 'n permanente, ewige oop hemel. Die engele klim nou op en af spreekwoordelik teen die seun van die mens. Dit beteken dat u en my woestyntye nie meer afgesny is van God nie. In Christus is die hemelpoorte permanent oop oor elkeen van ons lewens. Wanneer Jakob wakker word uit sy droom, skrik hy en sê hy die woorde wat die kern van ons gedeelte is. Daar staan in vers 16, waarlik, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Dink vir 'n oomblik na oor hierdie woorde wat hy gesê het. God was reeds daar voordat Jakob aan die slaap geraak het. God was daar toe Jakob die klip as 'n kussing neergesit het. God se teenwoordigheid is nie afhanklik van ons bewustheid of ons emosies nie. Jakob het gedink hy is alleen in die woestyn, maar hy was eintlik in die voorportaal van die hemel. Ons leef vandag in dieselfde paradoks. Wanneer 'n krisis ons tref, 'n negatiewe mediese diagnose, die verlies van 'n werk of die pyn van 'n stikkende verhouding, is ons eerste reaksie dikwels: waar is God? Het hy my verlaat? Ons ervaar 'n tipe geestelike blindheid as gevolg van ons trauma en vrees. En vandag wil hierdie gedeelte in Genesis 28 vir ons kom beklemtoon. As ons hierdie woestyntyd beleef, is God nie afwesig nie. Nee, hy wag reeds daar vir ons. Die woestyn is dikwels die plek waar God die mees intens teenwoordig is, lank voordat jy dit intellektueel of emosioneel kan pyl. God sê vandag vir jou in jou krisis, net soos wat hy vir Jakob gesê het, ek is by jou en ek sal jou beskerm oral waar jy gaan. Dit is 'n onvoorwaardelike belofte. God se teenwoordigheid is 'n feit, nie 'n gevoel nie. Wat doen Jakob toe hy hierdie ontdekking maak? Ons lees in vers 18. Die oggend vroeg het Jakob die klip wat sy kopkussing was gevat en dit as 'n gedenksteen opgerig. Toe het hy olie daaroor uitgegiet. Hier gebeur iets baie diep. Jakob neem die einste instrument van sy lyding, die harde klip, wat sy ongemaklike kussing in die nag was, en hy verander dit in 'n altaar, 'n plek van aanbidding. Hy noem die plek Bethel, wat beteken huis van God, die nie plek, die woestyn, word 'n heilige ruimte. Dit roep ons op tot 'n sakramentele manier van leef in ons daaglikse roetine. Ons is dikwels geneig om ons lewe te deel in die geestelike en die sekulêre. Die geestelike is die kerkdiens op 'n Sondag. En so nou en dan dalk 'n Bybelstudie of 'n praise and worship of 'n byeenkoms by die kerk. En die sekulêre is ons probleme, ons werk, ons huishouding, dit waaraan ons aandag gee gedurende die week. Maar Genesis 28 wys vir ons dat daar geen skeiding tussen dit is nie. Die harde klippe van ons lewe, die kantoortafel waar jy moeilike besluite moet neem, die kombuistafel waar die gesin met moeite hulle sente moet omdraai, of die hospitaalbed waar die nagte lank is. Dit is die plekke waar God jou ontmoet. Wanneer jy God daar raak sien, word daardie gewone, harde realiteite altare van aanbidding. Jou daaglikse lewe word geheilig
omdat God saam met jou in daardie ruimtes is. Ten slotte lees ons dat Jakob se gelofte in vers 20 en 22 na vore kom. Daar staan, as U, o God, by my is en my beskerm op my reis en vir my kos en klere gee, sodat ek behoue terugkom by my ouers, sal U, Here, my God wees. Hierdie klippilaar wat ek regop gesit het, sal 'n tempel wees, en van alles wat U my gee, sal ek vir U 'n tiende gee. Op die oog af klink dit amper asof Jakob met God probeer onderhandel, of hy God wil omkoop. Maar as ons dieper kyk, sien ons hier die eerste tree van ontwakende geloof. Jakob, die bedrieger, wat alles altyd met manipulasie probeer gryp het, begin nou besef dat hy volkome van God afhanklik is. Sy belofte van 'n tiende is nie 'n transaksie om God se guns te koop nie. Dit is 'n daad van dankbaarheid en 'n belydenis dat alles wat hy het in elk geval aan God behoort. Ons lewe in 'n prestasiegedrewe wêreld waar alles transaksioneel is. Jy kry wat jy verdien, maar in God se koninkryk werk dit andersom. Ons gee nie vir God ons tyd, ons finansies en ons belydenis sodat hy ons moet seën nie. Nee, ons gee dit omdat hy ons reeds in ons grootste woestyn gevind het en ons met sy genade geseën het. Ons reaksie op die woestynontmoeting is 'n lewe van totale oorgawe. Geliefdes, miskien sit jy vandag hier en jy voel jy is in 'n woestyn. Jy voel miskien alleen. Jy voel miskien jy hardloop weg van iets af. Of miskien voel jy dat die lewe net vir jou bitter hard is. Soos wat Jakob se klipkussing was. Hoor vandag die belofte van Bethel. Die Here is op hierdie plek, selfs al besef jy dit nie. Jou woestyn is nie die einde van jou pad nie. Dit is die plek waar God besig is om 'n heilige altaar in jou lewe te bou. Jy is nie alleen nie. Mag die Here gee dat ons, wanneer ons hierdie week ons harde realiteite in die oë kyk, met verwondering sal sê, waarlik, die Here is op hierdie plek. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie vir vandag se teks. Dankie dat ons gehoor het dat ons woestyntye nie woestyntye hoef te bly nie, maar dat dit heilige tye kan word. Dat dit juist die tye kan wees waar ons U die meeste kan ervaar en waar ons U teenwoordigheid die meeste kan beleef. Dankie vir Jakob se lewe en sy droom en dat ons daaruit kan leer. Dankie dat ons kan hoor dat ons nie hoef te wag om perfek te wees of sondeloos te wees of 'n goeie geloofsverhouding met U te hê voordat ons 'n persoonlike ontmoeting met U kan hê nie. Dankie dat ons gehoor het dat U met ons 'n ontmoeting wil hê, ongeag van hoe ons lewe lyk. Jakob was 'n bedrieger, Jakob het gevlug, Jakob het droog gemaak oral waar hy gekom het en tog het U hom ontmoet in sy moeilikste omstandighede. Dankie dat ons ook vandag gehoor het dat ons nooit alleen is nie, dat U altyd by ons is en dat die engele altyd daar is om ons te beskerm en ons te help, dat U altyd vir hulle opdrag gee om teenwoordig te wees in ons lewens, om 'n verskil te maak. Dankie vir U belofte van beskerming, van teenwoordigheid en van sorg. Help ons om aan daardie belofte vas te hou, want Vader, dit is ook 'n belofte wat geldig is vir elkeen van ons wat U kind is.
Maar ons vergeet daarvan, wanneer die krisistye toeslaan, wanneer die woestyntye deel word van ons lewe, dan vergeet ons dat U teenwoordig is, dan vergeet ons dat U by ons is, dan vergeet ons dat U ons beskerm, dat U vir ons sorg en dat U voorsien. Ons vergeet ook om dan na U toe ons toevlug te neem. En Vader, ons kom vra dat U ons sal help daarmee, dat ons altyd eers ons toevlug na U toe sal neem. Dankie dat Jesus Christus vir ons die weg kom baan het, dat Hy vir ons die hemel kom oopmaak het, en dat ons nou vrye toegang tot U het, en dat ons enige tyd, enige plek met U kan kommunikeer, en dat enige plek vir ons 'n plek van aanbidding kan word. Vader, dat ons nie hoef te wag vir 'n Sondag om 'n erediens by te woon nie, maar dat ons daar by die kombuistafel of by die kantoortafel of in die skoolgronde of langs die siekbed kan sit en kan bid en 'n ontmoeting met U kan hê. Vader, help ons om in ons woestyntye juis ons toevlug na U toe te neem, om juis ons krag by U te kom vind. Help ons om ons oplossings vir ons probleme by U te kom soek. En Vader, ons gaan dit nie reg kry in ons eie krag nie, want ons is geneig om op ons probleme te fokus, op die woestyn te fokus, in plaas van om ons oë op te slaan na U, wat in die hemel is, en wat ons wil help. Ag Vader, en daarom kom bid ons, gee vir ons die krag, gee vir ons die genade, en gee vir ons die insig en die wysheid, om altyd ons toevlug na U toe te neem. Vader, ons kom bid ook dit vir ons gemeente, dat maak nie saak wat in ons gemeente se toekoms voorlê nie, ons altyd U hand sal vat en die pad saam met U sal stap, dat ons altyd ons toevlug na U sal neem, en dat ons na U toe sal kom om te hoor wat U wil vir ons lewens is. Vader, ons kom bid vir elkeen wat siek is, elkeen wat 'n woestyntyd beleef. Vader, ons kom dra hulle aan U op, ons vra dat U by hulle sal stil staan, dat U hulle sal aanraak, dat U vir hulle meer as genoeg sal wees. Vader, en dat as daar genesing moet bewerkstellig word, dat U genesing sal bewerkstellig. Vader, dankie dat ons ook vandag elkeen in ons gemeente en ons gemeente self, dat ons hulle aan U kan kom opdra en dat ons kan vra dat U elkeen van ons aan die hand sal neem en dat U die pad saam met ons sal stap. Dankie dat ons dit mag vra, nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met U kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Gaan uit na U daaglikse lewe toe. Moenie vrees vir die harde klippe van die week wat voorlê nie. Rig U oë op Jesus Christus, die oop poort van die hemel, en weet dat elke plek waar U loop, geheilig is deur sy teenwoordigheid. Ontvang dan nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal U beskerm, die Here sal tot U redding verskyn en U genadig wees. Die Here sal U gebede verhoor en aan U vrede gee. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.